Goeiemôre almal, maandagooggend. Vandag is dit die 10de November, die jaar 2025, 'n lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerwe. Vanoggend gesels ons so 'n bietjie oor gesindheid. Ons sien mense soos hulle lyk, maar die Here kyk tot in hulle harte. Hy let nie eerstens op ons werke nie, maar wel op ons gesindheid. In die Tweede Wêreldoorlog was daar mense wat deur barakke geloop het om ander mense te gaan troos, vir hulle die enigste stukkie brood wat hulle gehad het uit te deel. Want jy kan nie altyd jou omstandighede kies nie, maar jy kan die gesindheid kies waarmee jy op daardie omstandighede reageer. Maar kom ons gaan kyk wat sê God se woord rondom ons gesindheid. Die eerste gedeelte Numeri 14 hier van vers 21 tot 24. Maar so waar as ek leef en die hele aarde van die Here se heerlikheid vol sal word, al die manne wat my heerlikheid en my tekens gesien het, wat ek in Egipte en in die woestyn gedoen het, en my nou al 10 maal versoek het, om na my stem nie te luister nie, hulle sal die land nie sien nie, en wat ek aan hulle vaders met 'n eed beloof het nie, ja, almal wat my verag het, sal dit nie sien nie, maar my knegt Kaleb, omdat 'n ander gees in hom was, en hy volhard het om my te volg, hom sal ek bring in die land waarin hy gekom het, en sy geslag sal die land in besit neem. Ons gesindheid is verskriklik belangrik, ook vir God, halleluja. Eerste Kronieke 29 vers 17 en 18. En ek weet, my God, dat U die hart toets en behaag het in die opregtheid, en ek het in die opregtheid van my hart al hierdie dinge vrywillig gegee, en nou het ek met blydskap gesien hoe U volk hier aanwesig vrywillig aan U gegee het. Here God van Abraham, Isak en Israel, ons Vader, bewaar dit vir ewig, so 'n gesindheid in die gedagtenis van die hart van U volk, en rig hulle hart tot U. Halleluja, amen. Jesegiel 18 vanaf verse 30 tot 32. Daarom sal ek julle oordeel, o huis van Israel, elkeen volgens sy weë, spreek die Here, bekeer julle en wend julle af van al julle oortredinge, sodat dit nie 'n struikelblok tot ongeregtigheid vir julle mag wees nie. Werp al julle oortredinge waardeur julle oortreed van julle af weg en maak vir julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees. Want waarom wil julle sterwe, o huis van Israel? Want ek het geen behaag in die dood van hom wat sterwe nie, spreek die Here, bekeer julle dat julle kan lewe. Nou, ons gaan nie vir ewig op aarde lewe nie, maar daar's 'n ander plek waar ons vir ewig gaan lewe, en ons moet 'n keuse maak waartoe ons wil gaan. Ons laaste gedeelte, Lukas 2 vers 34 en 35. En Simeon het hulle geseën en aan Maria sy moeder gesê, kyk, hierdie kind is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel, en tot 'n teken van wat weerspreek sal word. Ja, 'n swaard sal deur jou eie siel gaan, sodat die gedagtes uit baie harte openbaar kan word. Halleluja, kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, baie dankie vir U woord, so kragtig, Here. Here, dankie dat ons kan kies om ons gesindheid te verander. Ja, partykeer staan 'n ou op en jy het nie lus vir hierdie dag nie. Maar Here, dan kom ons na U toe en sê, Here, help my. Ek het nou opgestaan en ek voel nie baie lekker nie. Maar Here, baie dankie dat U kan kom en my gesindheid verander en vir my 'n nuwe siening gee vir hierdie dag, sodat ek in hierdie dag kan ingaan om met die wete, hierdie dag het U gemaak en ek sal bly wees daarin. Halleluja. Here, seën ieder en elkeen in hierdie dag is my gebed in Jesus naam. Amen en amen.